dat wanneer daar 'n stroomdraande geleier is, dan vorm daar 'n magneetveld rondom hom. En hierso het ons laas jaar ons gesê, ons kyk nie na die rigting van elektrone nie, ons kyk na die rigting van, ek sê nou protone, maar is eintlik net positiewe gelaaide deeltjies, en hulle beweeg van positief na negatief, en dan die rigting van die magneetveld is, as jy jou regterhand vat, en jou vinger wys die rigting van die stroom gaan af, dan in hierdie geval gaan jou die rigting van jou magneetveld kloksgewys. En onthou dat elke hoekie van hierdie magneetveld gaan anders wees. So in hierdie afdeling byvoorbeeld is hier noord en daar suid. En in hierdie, ons noem dit 'n segment, is hierdie noord en hierdie suid. En daar is hierdie noord en hierdie suid. So dis die hele tyd gaan dit om. Okay, soos het gesê, as jy 'n stroomdraande geleier het, dan sal 'n magneetveld wat daarom beweeg. Hierso het ons gesê, ons kan dit op twee maniere aandui. Of hy kom na jou toe, of hy gaan weg van jou. Die kolletjie is soos 'n dart wat na jou toe kom, jy vat jou regterhand, en hy kom na jou, dan gaan die magneetveld antikloksgewys, en as hy in die bladsy ingaan, is dit soos 'n dart wat weggaan van jou, en dan gaan hy kloksgewys. Dan het ons gesê, kan ons nou draadjie vat, en ons kan 'n spoel maak. So daar is die draadjie, en dit ons noem hom 'n spoel of 'n winding, maar sy naam word eintlik 'n spoel genoem. En dan weet ons nou dat aan die binnekant van hierdie spoel gaan die magneetveld bymekaar tel. Dis soos konstruktiewe interferensie. Okay, so daai kant het jy noord, hierdie kant het jy suid, hierdie kant het jy noord, hierdie kant het jy suid. Dis nou as jy jou vingers volg. Okay, so aan die binnekant het jy dan 'n sterker magneetveld met noord en 'n suid, en aan die buitekant het jy omgekeerde noord en suid en noord, en hulle die velde sprei uit, so dis nie, die magneetveld is nie so sterk daar aan die buitekant nie. Goed, dan as jy nou klomp van hierdie spoele vat of klomp van hierdie windings het, dan noem ons dit 'n solenoïd. Daar moet 'n deeltekens op hê. Solenoïd. En hier is ook 'n foutjie, so daar moet 'n lyntjie getrek word. So dan verander jou regterhandreel van so na so. So voorheen was dit 'n draadjie, dan is hy die draadjie. Nou het ons baie draadjies, nou is al jou vingers die draadjies. So nou gaan die stroom so van positief na negatief of so om die stroom, en dan wys jou vinger na die noord. Okay, dan kan jy nou 'n stukkie ferromagnetiese materiaal binne in hierdie solenoïd sit, en dan sal daar materiaal magnetisme verkry, of hy sal soos 'n magneet optree vir die tyd wat daar 'n stroom deur die draadjie is. En as jy dit afskakel, dan is hy nie meer 'n magneet nie. Jy kan dit ook doen met 'n potlood, met 'n spyker. Julle moes dit gedoen het as 'n eksperiment in graad 7. Het julle? Dit was COVID. Okay, maar in graad 7 moes julle so 'n eksperiment gedoen het. Anyway, okay, so in daai geval is dit jou duim dan die magnetiese veld, en jou gekrulde vingers is die rigting van die stroom. En dan waar gebruik jy hierdie elektromagneet? Jy gebruik dit in klomp goeders, soos elektriese klokke, luidsprekers, ammeters, voltmeters, klompgoeders. Okay, hoe kan jy hierdie elektromagneet sterker maak? Jy kan 'n groter stroom gebruik, jy kan meer spoele of windings hê, en jy kan die soort materiaal verander. Okay, so jy kan sien ek het nie super baie gehighlight op die bladsy nie, want hier is alles agtergrondkennis vir wat kom, so jy hoef dit nie so presies uit jou kop uit te ken nie. Okay, dan hierdie hele hoofstuk gaan oor die verskillende strome wat ons gaan genereer. Ons kry twee tipe strome. Ons kry gelykstroom en wisselstroom. Direct current en alternating current. Direct current of gelykstroom kry jy wanneer iets deur 'n selfe battery geproduseer word. So binne in my tablet, in my selfoon, in my laptop, enigiets wat met 'n batterytjie werk met gelykstroom. Okay? Die lading beweeg in een rigting deur 'n konstante potensiaal, en die stroom bly dus konstant. So daar kan jy sien in hierdie grafiek die stroom net konstant. Gelykstroom. Dan kry jy iets soos wisselstroom, en dit word deur generators geproduseer. En ons gaan bietjie later in hierdie hoofstuk kyk hoe werk 'n generator en hoe word hierdie wisselstroom dan nou geproduseer.
Okay? As jy byvoorbeeld 50 hertz stroom het, dan beteken dit voltooi 50 siklusse per sekonde. Wat is 'n siklus? Een golf. So 50 van hierdie golwe per sekonde is 'n 50 hertz stroom. Nou, hierdie strome is nie konstant nie. En die potensiaal daarvan is dus nie konstant nie. Hoekom is nie konstant nie? Want het word groter, kleiner, kleiner. Dan groter in die negatiewe rigting, wisselstroom in 2 verskillende rigtings, dan kleiner. Nou, julle almal het al of in 'n swembad geswem, of in 'n dam geswem, of in 'n wat is daar op zo'n swembad is? Nee, die oplossing. Nee, dit is anders nie. So, van die goeders wat die drade het, of wat jy opblaas, of 'n wasbak wat in die water so om gegaan het, en dan eers keer ek draai om, dan wil jy in die ander rigting gaan. Ek het al dit gedoen, nou almal, dan met die magic. Nou, wanneer die omgaan en eers keer ek draai rigting, dan vir die eerste rukkie, as jy jou voete oprig, dan stikkel jy eintlik. En dan vat dit 'n rukkie voordat jy die stroom in die ander rigting gaan kry. Nou, dit is presies wat gebeur met die wisselstroom. Stroom gaan in een rigting, dan in die ander rigting, dan in een rigting, dan in die ander rigting. En vinnig. So elke keer wanneer die rigting verander, dan sal 'n bietjie 'n selfinduksie wat plaasvind. So die bietjie van die energie wat geproduseer word gebruik om die rigting te oorkom. Wat is jy besig om te eet? Ja. Want ons het 'n reël in die klas. Wat is 'n reël? Suiker is laag. Dan vir ek sê, juffrou, my suiker is laag, kan jy sê, eet. Sy praat bollos. En suikersiekte, wat is die regte naam voor? Ek weet nog gedeeld. Ja, maar dit is nie. Dit is in die klas deel. 21 vissers môre.